Hy baie welkom by lesing 29. Ons is nog steeds besig met die gebed of hoe om te bid, of ons tema vir hierdie lesing is hoe om te bid. Ons kom van 28 al, waarom moet ons bid? So ons gaan 'n bietjie stil staan en diepte ingaan en luister hom maar oor. Ons is nie lank nie, so as jy onseker is, kom ons bid en vra die Here dat hy hierdie woord sal oopbreek vir jou en dat hy jou hart sal verander en jou gedagtes sal verander en dat jy sal besef hoe belangrik dit is en net in mense lewens uitkyk verander op dit. Ek dink dis belangrik om te weet hoe om te bid. En as 'n mens gaan kyk na dit, dan besef 'n ou, jy moet bid wat jy nodig het en wees spesifiek. En dit is so belangrik om spesifiek ook te wees, dat ons net wat ons nodig het en dat wanneer Jesus kom en sê, moet jou nie kwel oor die dag van môre nie, met elke dag met sy eie kwaad. En hoeveel genoegsaam God vir 'n mens altyd gee. Ons wil baie keer meer hê of dink dit moet meer wees, maar wanneer ons bietjie spesifiek bid, sal ons agterkom en dan sal ons eintlik agterkom hoe belangrik die beginsel is van gebed en wat jy werklik nodig het. Dis belangrik. As jy byvoorbeeld bid vir finansiële wonderwerke en ek wil hê jy moet eintlik bepaal presies hoeveel jy nodig het en bid spesifiek vir die bedrag. En ek dink anders sal ons almal maar bid om skatryk te word en nooit iets te doen nie. Hoor gou in Lukas 11 vers 11 tot 13 en julle moet asseblief hierdie mooi neerskryf. In vers 11 sê hy, en vir watter vader onder julle sal sy seun en vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra en hy sal hom 'n klip gee of ook vir 'n vis en hy sal hom in plaas van 'n vis 'n slang gee. Of ook as hy 'n eier vra, hom 'n skorpioen gee. As julle dan wat sleg is weet om goeie gawes aan julle kinders te gee. Hoor wat sê, as julle dan wat sleg is weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Dis so mooi, dis so belangrik. Hou by jou versoek en moenie kort van gedagte verander nie. Met ander woorde, Jakobus gee vir ons hierdie gedeelte. Kan ek dit vir jou gou net lees? In Jakobus dan sien ons, wat sê hy vir ons hierso? Wanneer ek en jy by ons versoek bly, moet ons nie kort verander nie, want daar is ook 'n stryk in hierdie. Hoor wat sê hy daar in Jakobus 1 vers 7 tot 8. Want die mens moenie dink dat hulle iets van die Here sal ontvang, soos 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë, wat onbestendig is in al sy weë. Hoor jy daar? So hy's dubbelsinnig. Hy wil een oomblik dit hê en dan wil hy dit. So hy's nie tevrede met die vergenoegsaamheid nie. En dit is baie belangrik dat ek en jy, wanneer ons bid, by ons versoek bly. Hoe God deur die jare, kan ek ook vir jou sê, tot nou toe nog, vir ons as 'n gemeente genoeg voorsien het. Ons sal ook baie daarvan hou om baie ander dinge te doen. Maar dan dink ek, dan raak ons meer afhanklik van die mens en die mensdom om hierdie goed in plek te hou, as wat ons eerder net sê, Here, dankie, soos U al die jare deur gekom het, om in 'n genoegsaamheid net vir ons gemeente te voorsien, dat ons weet, dat ons altyd sal weet hoe afhanklik ons is en bly van die Here, of vir die Here. Laat julle gebede, dis baie belangrik, laat julle gebede in lyn met God se woord wees. Nou ja, ons weet daar is meer as 7000 beloftes in die woord, waarop ek en jy kan roem. Dis so belangrik. En dit dek elke area van ons lewens. Elke area van jou lewe kan jy die Here herinner en roem op 'n belofte wat hy vir my en vir jou wil gee. As ons weet, ons leef in die wil van God, dis baie belangrik, is dit maklik om met meer selfvertroue en moed te kan bid. So met ander woorde, ons bly in ons baan en ons doen wat die Here wil ons moet doen, en dan weet ons, ek en jy kan met meer selfvertroue en met moed bid. Kyk gou op die skerm Johannes 15 vers 7, dit wil ek vir jou lees, dis nogal vir my baie belangrik en mooi. Hoor wat sê hy daar? As julle in my bly, hoor daar, en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Is dit nie mooi nie? En dit is net weer eens om te kan besef dat wanneer ons in die wil van die Here bly, dis 'n belofte. Here, ek herinner U aan hierdie belofte. U sê, as ons in U bly en die woord in ons bly, kan ons vra en U sal dit vir ons voorsien en U sal dit vir ons gee. Nogtans nie my wil nie, maar Here, U wil. Kyk gou in Jesaja. Kan ek gou vir jou Jesaja gee hierso, Jesaja 55 vers 8 en 9. Hoor wat sê hy daar?
En hier is iets wat ek en jy moet besef. Hy sê, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, julle wee is nie my wee nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my wee hoër as julle wee en my gedagtes hoër as julle gedagtes. Daar is ook situasies waarin ons persoonlike behoeftes voor God wil stel. Ek dink ons almal het een of ander stadium al 'n begeerte in ons lewe gehad om God se mening en God se planne te verander. Veral wanneer dit kom baie kere by verhoudings en by finansies en wanneer dit kom by besluitnemings, dan wil ons baie kere probeer om God se planne te verander. Maar ons sal moet leer om van ons katte afstand te doen. Dis baie belangrik. Of dit wat vir ons kosbaar is, of dit wat ons aandag veg, meer veg as dit wat die Here wil ons moet doen. Ons sal een of ander tyd van daai goed moet afstand neem. Hoor gou mooi. Die Here seën ons met baie goed. Maar as daai goed hoër is jou skatte hoër is as die betroubaarheid van dit wat God in my en jou lewe wil gee, wil ek hê jy moet afstand neem, sodat God se wil en planne uitgevoer kan word. Jy sien, want ons het baie keer ons planne en ons skatte voor die wil van die Here, met gedagtes soos, ag Here, die Here sal verstaan, die Here ken my hart, en ons wil alles regverdig, en ons wil alles regverdig in 'n mate tot om ons te pas. Geen persoon kan afdwaal as hulle in die volmaakte wil van God bly nie. Jy kan nie, want dit gaan by jou opkom, jy gaan jouself herinner, jy gaan jouself dissiplineer, jou gebede gaan vir jou, wanneer jy bid, sal die Gees van die Here jou die vrede gee, dit sal jou getuig, of jy sal 'n getuienis word tot dit wat God wil hê ons moet doen. Wanneer ons koppig is en stryd teen God se wil, sal ons onsself net diep seermaak. En ek wil ook daarby sê, miskien teleurstel. En dit is ook belangrik. God se wil is die sleutel tot ware sukses. Kyk hoe Jesus gebid het. Here, laat U wil geskied. Alles is in die wil van die Vader. Verwag 'n antwoord wanneer jy bid. Verwag 'n antwoord wanneer jy in die wil van die Here is, dan sal God jou antwoord. Daar is geen doel aan gebed as jy nie 'n antwoord verwag nie. Jy moet nie twyfel nie. Jy sien, ons verwag nie 'n antwoord nie, want ons twyfel. Ons geloof is nie sterk genoeg om daarby uit te kom nie. As jou gebede in lyn met God se is, dan moet jy 'n antwoord verwag. En dit moet jy vir jouself sê, Here, ek verwag 'n antwoord. Andersins ontvang jy nie die antwoord nie. Jy bid mos om te ontvang. Of nie net noodwendig altyd dit nie, maar selfs ook net om bietjie, selfs die Here kan in opdragte met jou praat. Hy kan selfs met jou fisies praat, en hy kan selfs met jou praat net om vir jou 'n dankbaarheid te gee. En dit is ook baie belangrik, en dit moet jy verwag. Begin met aanbidding en lofprysing. Erken wie God is, voordat jy enigiets vra. Kyk soos in Matteus 6:9, Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Kan ek vir jou 'n voorbeeld gee? Wanneer jy bid, Here God Almagtig, U is heilig, U is getrou, U is liefdevol en genade. Ek bid U en eer U naam. Dankie dat U die koning is, en my koning, en die koning oor alles. Dan moet ek en jy ook begin God dank vir sy goedheid, dank vir sy genade en voorsiening. Ons moet net pas op, soos Paulus geskryf het, dat ons nie in onsself roem nie. Die Here gee ons hierdie goedheid, genade en voorsiening. En dit het ons nou gelees, en dit sien ons in Filippense 4. Hy skryf daar, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word. 'n Voorbeeld, dankie vir lewe, dankie vir my lewe, gesondheid, beskerming, redding. Baie mense dink outomaties kom hierdie goed in plek wanneer jy die Here Jesus aangeneem het, wanneer jy tot wedergebore kom, maar jy moet die Here dank. Jy moet in danksegging ingaan. Jy moet die Here dank vir jou lewe. Jy moet hom dank vir genade. Jy moet hom dank vir jou gesondheid, beskerming. Jy moet dank vir redding elke dag. En dat ons nie verlore sal gaan. En vir alles wat U reeds in my lewe gedoen het. En dan moet ek en jy geestelike oorlogvoering laat plaasvind. Jy sien, want wanneer ons twyfel, wanneer ons nie geestelike oorlogvoering in ons gebede inbring nie, waar toepaslik ook is. Ek wil dit ook bysê, waar dit ook toepaslik is. Nie in elke gebed nie, of in gebede is dit nodig nie. Ek wil dit ook maar net bysit, of sê, is dat wanneer dit nodig is, of wanneer dit toepaslik is, moet ek en jy geestelike oorlogvoering doen. Met ander woorde, ons moet opstaan vir God se beloftes. Ons moet opstaan vir die beloftes teen die aanvalle. In Efesiërs 6 sê dit vir ons, hy sê, trek die volle wapenrusting van God aan, en dit is belangrik dat jy dit moet doen. 'n Voorbeeld kan ek vir jou gee, in die naam van Jesus,
weerstaan ek vrees. Ek gee dit net 'n voorbeeld. Ek weerstaan twyfel en elke aanval van die vyand. Dit moet jy sê, dit moet jou dag begin, dit moet jou dag begin en jou dag eindig. Want selfs deur die tyd wanneer jy slaap, kan die vyand jou gedagtes aanval. Hy kan in 'n droom kom, hy kan in 'n visioen kom, hy kom gee homself voor as engel van die lig. Dis so belangrik. Sluit af en begin en sluit af met oorgawe. Dis baie belangrik. Vertrou dat God gehoor het. Maak seker dat die Here gehoor het. Maak seker dat jy vir die Here sê, dankie Here dat ek weet U het my gebed verhoor. Ek gee dit alleenlik aan die engele aan U toe en die gees van die Here toe om dit te doen. Markus 11 vers 24 skryf ons, alles wat julle in gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang. Glo dat julle dit sal ontvang. 'n Voorbeeld. Dankie Here dat U my gebed hoor. Ek ontvang deur geloof wat U wil gee. Ek ontvang deur geloof wat U wil gee. Ek vertrou U volkome. As ek sê ek vertrou die Here volkome, vertrou ek God en God alleen. Ek vertrou nie die mens nie. Ek vertrou nie die insig van omstandighede nie of omstandighede nie. Ek vertrou God alleen. Ons gaan aangaan. Hierdie is maar net iets. Kom ek gee vir jou 'n bietjie 'n opdrag en gaan werk daaraan. Kort en kragtig. Werk vir my bietjie deur hierdie en dan gaan ons weer aan by lesing 30. Ek gaan vir jou 3 opdragte gee, kyk op die skerm. Die eerste ene is, lys 7 riglyne oor gebed. Gaan soek dit, gaan kyk en luister mooi deur jou lesings, jy sal dit sien. Rig 7 riglyne oor gebed. Vraag 2, waarom is spesifieke gebede meer effektiewer as algemene gebede? Kom ek gee vir jou in Johannes 1, van vers 6 tot 8 kan jy gaan lees, dan gaan jy dit sien. Waarom is spesifieke gebede meer effektiewer as algemene gebede? Vraag 3, wat het met die kinders van Israel gebeur toe hulle teen God se wil beklei het? Wat het gebeur met die kinders van Israel toe hulle teen God se wil beklei het? Dankie. Kom ons sluit af. Here, baie dankie vir die woord. Gaan saam met elkeen wanneer hulle hierdie 3 vrae doen, wanneer hulle hierdie woord luister en wanneer hulle hierdeur werk, Here, dat die Gees van die Here deur en met hulle sal werk en dat hulle oortuig sal word, Here, dat hulle gebede krag dra. Dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen. Vrede, seën, praat weer.